Ons is hier by Hearts East en ons hengel volgende naweek Ultranswaal Club Champs. En soos julle kan sien is 'n tipiese Valdam dag. Die weer is so deur mekaar. Ek het net toe kyk jy kan fisies die front sien oorkom. Het gisterand hier gereën, jy kan dit sien. Die wind waai reg van voor af. So as jy 'n bietjie wind en klank op die kamera het, dis regtig hoe dit is hierso. Ek dink ons kameraman gaan vandag al sy dae, maar ons gaan ons bes probeer. Nou ek het so tussen 'n betroubare bronne gehoor dat die babertjies byt. So julle sal sien ek begin sommer met die babers en die ou betroubare hulle sê dit Natal Gogga. En dis reismure. Loukie gaan met wurms hengel, ek gaan met die reismure hengel. En ek dink nog steeds daar's nie 'n plaasvervanger vir 'n reismuur nie, maar ons gaan kyk, daar's blykbaar 'n hompie ete op die. Ons het net hier gestop, toe's daar nou alweer 'n hompie ete op die spel vir die meeste vis. So ek het nou maar my game face opgesit, ek wou nie. Jy weet ek was nog besig om te slaap toe ons hier aankom. So ons gaan kyk of ons vandag vir julle 'n wonderlike dag kan gee. Ek hengel met die short range stokke van Sensation. Ek hou ongelooflik van wat ek hier sien. Die oogies om te begin is heeltemal 'n ander ontwikkeling. Ek hou van wat ek hier sien en ons gaan nou kyk of ons hierdie stokkies kan buig vandag. Pierre het gesê, hy weet nie of ons gaan regkom in hierdie wind nie. Ek gaan hom verkeerd bewys. Ek gaan vandag sy stokke dubbel en dwars vou en ek gaan 'n vis vang. Julle sal sien dat ons hengel die ou bekende 9555 hoekie agter op sy ruggie. Het hy weer hakies en die rede daarvoor is nou maar eenvoudig, is dat die aas wat jy opsit soos 'n reismuur of 'n wurm nie afgly teen die hoek nie en in die buigie gaan sit nie. So met ander woorde hy hak vas op die ruggie van die hoek, want julle sal sien as ons die reismure opsit, ons ry hom teen die lyn op en die hoek help om die reismure daar te hou. So ons gaan 'n redelike klomp reismure opsit en die hoekie is geleë daarvoor. Nou soos Karl gesê het, ons is hier by Harties. En my rug is nog seer van die laaste keer se skep saam met Skalk. As julle reg kan onthou, het ek 'n paar goedjies verloor. Maar ek is terug met mening. Ek is nog steeds op die Supergood. Ek julle sê, fantastiese produk. Ek julle vandag wys hoe hard hengel ek Supergood. En op die ander stok gaan ek 'n bietjie babers vang. Hier by Harties is 'n paar babers. 'n Bietjie wurms gooi, 'n bietjie die gere gooi wat babers aanlok. Kyk of ons van daai babers kan vang. En ja, ek dink ons hengel vandag vir 'n hompie. So later gaan ek julle 'n bietjie vertel van diffusie. Diffusie is 'n baie intelligente woord wat ek geleer het. Dis die eweredige verspreiding van molekules. En dis wat Supergood doen. As jy vis hom aanraak, dan begin hy te versprei in die waterkolom en dis wat jy soek. Dis soos 'n pak chips wat jy oopmaak. Jy ruik dadelik daai geur aan daai pak chips en hy maak jou honger. En dis wat Supergood doen. Ek het 'n paar planne hierso vir ou Skalla hier regs van my. Ek dink jy gaan weet wat hom vandag tref nie. Soos julle nou gesien het, daar's wurms in my kas. Ek hoor Skalk hengel met Natal Goggas. Maar Natal het dan nou 'n mooi beker, jong. Regtig. Ek hengel 'n Valdam stroppie, nommer 6 9555's, gewone ou normale boerstroppie. Ek gaan wurms opsit. En weet julle wat is lekker van die ding? As daar marries is, dan vang ek hulle net so vinnig as wat ek die babers vang. So ek gaan wurmpies opsit, 'n lekker backing opsit. Ek gaan vir my Supergood op die bol sit. Ek hou my altyd daarvan as ek babers hengel. Mens weet nooit wat swem nog daar rond nie. Onthou net, 'n karp eet ook die wurms en marries eet daai wurms. So, ek gaan die gere opsit wat ek weet die babers van nou, maar as hy karp of hy marrie verbykom, gaan hy hom net so hard optel. Bottom line is, ons soek 'n byt. Ek hengel vandag met die short range high response carbon van Sensation, fantastiese stokkies, pragtige stokkies. Ek is opgewonde oor hulle. En short range is 100 en minder. Dis vir my short range. So draai oor 100 gaan, begin jy long range te hengel. Hierdie stokkies is 10 voet. Ons het hulle gevoel, weet jy wat? As ek hierdie stokkie laai, gaan ek maklik tot op 100 hengel, maar ek moet nie op 100 hengel nie. Ek wil so 80, 90 hengel. Maar proof is in the pudding. Dis die eerste keer wat ek hierdie stokkies gaan hengel. Weet julle wat? Dis 'n baie bekostigbare stok. So kom ons hoop hy bring die produk huis toe.
Die ding is met reismure, dis nie 'n volop ding nie. So julle sal ook weet as dit nou net begin reën of net so voor dit begin reën of net nadat dit gereën het, dan kom die manne uit. En daar's allerlei metodes om hulle te vang. Een is om byvoorbeeld die nes te kry en 'n bak oor te sit met 'n lig op, dan gaan hulle agter die lig aan en klim in die bak in, of jy kan die moeilike metode vat en om hulle met die hand te vang. Party ouens vang hulle met 'n stofsuiertjie, as hulle kry dan suig hulle met die stofsuiertjie op. Hoe preserveer ek my reismure? Baie maklik, sit dit vir jou sit so 20 in 'n banksakkie en vries hulle. Sit hulle in 'n bakkie en vries hulle. So stop jy nou maar natuurlik die proses van natuurlike fermentasie. En vat so 2 of 3 pakkies saam. Moenie die hele bed saamvat nie, want as hulle warm word en hulle word weer gevries, dan is hulle asof hulle bros word. So hou hulle so vars as moontlik en volgende seisoen vang jy weer veel varser. So is redelik belangrik. Wat is die doel van 'n reismuur? Is daai olie. Hy het 'n baie hoë proteïen in hom en daai olie wat hy vrystel is wat daai baber lok. So met ander woorde, as jy hulle op die lyn sit, druk so 2 of 3 van hulle pap sodat daai natuurlike olie kan uitkom as die water stil is. Dan sien letterlik die oliekol sien waar hy lê en daai baber se affiniteit vir daai is ongelooflik. So dis wat ek gedoen het. Ek het so 5-6 reismure op 'n hoekie. Gaan hom nou nie dood mal ver gooi nie, want babers is mos maar lief om teen die kant te wys, so ek gaan hom so op 70 gooi en hopelik vang ons 'n sinvolle baber vir julle. Ek is baie lief om babers met duivelsdrek te hengel. Duivelsdrek is maar 'n reuk, is maar 'n eie reuk. So in my hart is ek dynamite op my bol het, is ek gelukkig. Ek het so bietjie ekstra duivelsdrek, skoon duivelsdrek opgesit. So kom ons kyk wat maak dit. Dit help dalk net om die baber bietjie nader te lok en as hy nader gelok het, sal hy hierdie goed van self optel. Alright, hier het ons nou 'n verskriklike dip. Ek weet nie, dis 'n klomp mengsels van garlics en TCP's en duivelsdrekke en ek weet nie wat alles nie. Met baie fluoresien. Julle sal sien op die onderste hoekie het ek daai ou bekende duivelsdrek backing op. Ek dink die omstandighede met die water wat so skommel en die bietjie koeler weer, is dit ideaal. Ek gaan hom saam met Gatvol en Legend hengel, alle sterk reuke. So ek begin vanoggend so half tradisioneel uit my comfort uit, maar hoe sê hulle? The proof is in the pudding. Soos julle tradisioneel kan sien, bly ek maar nog steeds by die konservatiewe benadering van alles. Ek sit nie te veel van die goed op nie. Goeie, lekker ou Gatvol op die deegie. Kom ons kyk. Het ons nou 'n bytjie op die reismure. Hy het hom net gedrop en vir hom om hy gewig te skuif, is nie gebeur nie sommer net nie. Daar moet iets wees wat die gewig skuif. En as die gewig geskuif het, 90% van die kere sit die vis, want dit is 'n groter gewig. So ek wil nou net seker maak laat ek nou nie net sommer net onnodig kap nie, maar ek kan amper in my hart sê dat daai vis aan is.
Ons wag nou nog steeds vir daai byt. Ek is soos ek sê, ek wil nie nou net onnodig uittrek nie. Maar daar was definitief 'n pikkerigheidjie daar gewees. Volgens my kennis is dit definitief die wind. My polisman hoop ook so. Jy sien, dis nou wanneer daar nou ete op die spel is, dan word daar nou gekritiseer op die buite, maar wat, ons maar kyk, jy weet ek. Hoe sê julle? Proof is in 'n pudding, soos ek net te vir julle gesê het. Kom ons kyk maar. Soos julle sien het ons 'n gas vandag saam met ons, Arno. Arno, welkom hier. Jy sê jy het bietjie lanklaas te pap gegooi. Sjoe, baie lanklaas. Ja, so die Arno het saam met ons gekom. Soos ek gesê het, ons hengel volgende naweek hengel ons nou Old-Transvaal Club Champs. En dis altyd goed om 'n paar ouens op die oewer te wees. Arno doen heeltemal iets anders te Arno. Jy het al 'n mooi moddy gevang. En jy weet, jy kan net nie genoeg sien en leer nie. So hopelik tussen ons drie kry ons nou ietsie uitgesort vandag. Omstandighede soos ek sê, tipies Valdam, vip en wind. Alles wat ons wil hê vir Valdam, dis Valdam weer hierdie. Wel, Sensation was so gaaf om vir ons 'n paar stoele te gee. En hierdie is nou meer my tipe stoel. Dis 'n high performance gear van Sensation. En ek vir julle sê, ek is 'n spesie hengelaar. Ek het goeie alarms en dis wat dit lekker maak. Om terug te sit by die dam, jy kan hierdie stoel skuif net soos jy wil, gemaklik posisie, jou rug is hard, die stoel is sterk. Ek is 'n groot man, die stoel vat my maklik. Maar die ding wat my die meeste impres is daai aksie. Jo, 'n dag se hengel is daarom nooit sleg nie. Hierdie is seker die beste kantoorstoel wat ek in 'n lang tyd gekry het. Alright, ek het hierdie stok uitgetrek, uitgedrop, jy weet, Loukie sê is die wind, maar ja. Toe ek nou uittrek was die boonste ook heeltemal skoon gevreet, so in my hart sê ek, dis dalk moddervis wat daai rysmuurtjies afgeëet het. Hoekom hy nie gehak het nie, sal ek nie weet nie, ek gaan dit weer ingooi. Dis hoekom ons hier is om te toets. Onderste rysmuurtjies het so uitgekom, boonste hoekie was skoon gewees. So ek gaan hulle weer aansit en hopelik as ek net my rysmuurtjies in my hand kan bly hou, die wind waai, dan waai hulle uit. Met daai ouetjie daar, bære. So julle sien van agteraf deur die rysmuurtjie. Ry hom in die hoekie op. Weer daar, baie keer wat ek ook doen is haak hom onder die koppie. Baie belangrik dat jy die hele lyfie inryg, want anders dan kom hy van die hoek af. Jy daar kan sien, ryg hom lekker teen die hoek op. Nog eenetjie. Soveel rysmuur is wat jy kan kry, opkry daar. As hy sien julle hoekie vol rysmuurtjies. Soos julle daar kan sien, dis al rysmure wat ek nou oor het, so ek het net 2 gooie rysmure hier. Soos ek moet nou 'n baber vang. Daai een het ons nou gemis. So as ek nie nou 'n byt kry nie, gaan ek nie weet tot volgende keer nie. So kom ons hoop ons kry 'n vis nou aan. Net hierdie magie van wie begin vryf. Hulle sê everything comes for those who wait. Dis daai gogga van ons, daai gogga dip. So kom ons hoop ons vang 'n visie, lekker baie fluoresceen, TCP, duivelsdrek, al die lekker goed. Ek het hom so op 80 gegooi. Gooi hom met hierdie short range stokkies, ek hou baie van hulle. Dis 'n lekker ligte stok, dun stokkie. So boys, die heel eerste vis ooit op hierdie short range stokke van Sensation. En ek moet bieg, voel lekker, die stokkie is lekker responsive. Ek kan voel as daai visie sy kop skud. Ek dink ek gaan nog 'n paar visse vang met hierdie stok. Hierdie is definitief 'n bietjie groter vis. Op daai tipiese 80 meter afstand. Ek sal nou daar op die horlosie kyk, maar ek dink is omtrent 'n halfuur wat hulle lê. En is baie belangrik om daai tyd dop te hou, veral in omstandighede soos die. En om weer daai dingetjie op daai selfde plekkie te gooi om te kyk dat jy vir jou kolletjie bou, nie rond en bond gooi nie.
So as jy jou vissies aan die byt kry met dit, onthou daai reuk is daar in daai area. Bietjie sterker begin, soos ek sê, die Legend gatvol. En geduld. Baie keer is dit al wat die verskil is tussen jou en die volgende ou. Moenie oorhaastig wees as die ander ou die vis vang, jy gee jou goed kans, as jy vertroue het in jou afstand, los hom. Hy sal kom. Ja. Ons eerste visie op 'n short range karpie van so 3 kilos. Ja, ek dink is wel 'n bietjie meer as 3 kilos. Nou ja, toe. Gesonde valdam vis. Skalk sy eerste visie op sy short range rod. Asies van hom werk het so seker in die orde van 'n halfuur gelê. En toe daai polisman opgaan, jy kan 'n kwaliteit byt sien en hierdie is 'n kwaliteit vis. As ons volgende week sulke visse vang, Skalk, is ons in die pound Ek dink so. Well done, maat. Ja. Well done. Is ek gesê net toe ek die bolletjie opgesit het, Legend gatvol en daai bietjie swart goed gemengsel van verskillende goed, duivelsdrek en TCP. Op die ondersteen het ek daai duivelsdrek breinbrood fluorescene bekkietjie gehad. Dis presies wat hy opgetel het, so hulle soek daai flore. Hoekom het ek hom opgesit? Omdat die wind so waai, daai asie op die grond, hy lê en bloei die hele tyd. So kom, ek gaan hom net weer so gooi en kyk of ons nog een kan vang. Lou, nie 'n slegte vis vir valdam nie, maar dis hierdie tipe weer vir hierdie tipe vis. Ja, wanneer die dinge deurmekaar is, hou die groter visse daarvan om te eet. Die druk is reg, die wind waai vir ons reg, hier's weer op pad. Alles tel in ons guns. Alles tel in ons guns. Well done, Skalk. Eerste vis vandag uit valdam uit vir Skalk. Pragtige vis. Ja, maar daai is daai Wel, ons het nou 2 buite. Een het nou my rysmuurtjies afgeëet en daai enetjie was nou 'n beter visie. Ek begin sulke drogbeelde kry van 'n cream, 'n chino en 'n mega breakfast, lekker crispy bacon. Ja, kom ons gooi hulle weer terug. Ons moet nou nie groot mond wees nie. Ons gooi maar eers die goed terug, laat ons maar net eers 'n bietjie hierdie backup inkap. Jy weet, ons daai is nou dalk onder skep 3. So kom ons try nog een vang. Nou het julle selfde kombinasie. Dynamite op die bol, bietjie voer om die reuk te dra, rysmiere. Gooi hom weer en kyk of ons nie ons visie kan vang op ons laaste rysmiere nie. Julle sal sien, ek sit nou caster backing op die ander een. Ek het net 'n deegie gehad want ons het daai vis gevang op die duivelsdrek backing. En groot vis hou van caster, so gaan op die backings om te kyk kan ons dit nie dalk 'n plan maak nie. Nou gaan ek weer die duivelsdrek backing op die onderste hoek sit. Nou, Loukie is besig om buitehulp in te roep. Die vaarbond. Ek sien Loukie is daar op sy selfoon. Ek weet nie met wie praat hy, maar hy is besig om buitehulp in te bring. Want hy praat met iemand oor hearts is. So ek weet nie of die man benoud is en of hy net regtig belangstel om ons te help vir volgende naweekie, maar hoe dit ook al sy, kom ons kyk of dit van werk. Julle sal nou sien, hier het ons nou 'n 50 ml good botteltjie. En die rede daarvoor is daar's nou baie ouens wat ons begin vra vir hierdie tipe botteltjie. Julle sal sien sy tyd. Dis 'n klein skerp tydjie. Maar die probleem is met die 100 ml, hulle is te lank vir die kas. Toe het ons nou hierdie 50 ml gekry om te kyk of dit werk. So vandag is ons besig met dit. Julle sal sien, die applikasie wat ek doen, kan ek letterlik dit doen. Ek kan letterlik 'n kolletjie opsit soos ek wil. En dis wat ek wil doen met daai sterk reuk. Ek het hom daar opgesit. So ons gaan julle definitief op hoogte hou van werk hierdie goed vir ons. Ek het selfs my Jana ook in so 'n botteltjie gesit. As ek net nou Jana hengel om te kyk wat maak hy so. Right, soos ek net vir julle gesê het, die gat vol op die deegie, op daai backingkie vir daai laaste bietjie. So ek het 3 sterker reuke daarop in die vorm van Legend, daai gat vol en daai sterker duivelsdrek asietjie. Gaan hom weer ingooi, weer op die plekkie probeer gooi waar ek hom net nou gegooi het. Kom ons kyk, miskien vang ons weer so visie.
Ja, soos julle kan sien, is ek besig met my ander stroppie. Daai rysmuurtjies het toe nou nie gebyt nie. Nou gaan ek weer 'n karpstokkie gooi. Ek gaan nou 'n kombinasie gooi van Stateford en Quattro, waarvoor ek baie lief is. Op die stokkie gaan ek nou flout sit om te kyk, eet hulle die flouts in hierdie wind. Die ander kant, soos julle weet, het ons albei backings op, te kyk of hulle op die grond eet. So dis nou 'n goeie barometer om te sien of die flouties 'n verskil maak teen die backings of eet hulle die backings. So ons gaan julle op hoogte hou. Ek gaan hierdie stokkie, soos ek sê Stateford Quattro opsit. Ons gaan hom ingooi om sy eie regverdige kans gee. Quattrootjie en dan natuurlik dit sokkie FX. Soi. Dis ons storieetjie. Weet jy, baie keer as jy 'n gooi maak, dan kry jy mos net so 'n gut feeling. En nou, my gut feeling is hierdie stok gaan voor 'n halfuur loop, so ek maak 'n call. Ek is nou baie windie, maar ek voel net met my hele hart uit reg geval. Ek het hom lekker getrek, die aas is reg. Kom ons kyk. Ons sal julle wys as ek verkeerd is, gaan ek sê ek's verkeerd. As ek reg is, gaan ek natuurlik vir julle sê ek's reg. So kom ons kyk. Onthou wat ek gesê het van daai gut feeling. Daai as jy weet, man, eers die aas is reg, die afstand is reg. Daar lê jy 13 minute en hy gaan. So, weet jy wat? Ek persoonlik hengel met my hart. Jy weet, jy moet alles met oortuiging doen. Partykeer is dit die verskil tussen 'n byt en nie 'n byt nie. Is net daai bietjie meer vertroue in dit wat jy doen. So lekker in die water neergesit, opgetel, net reguit getrek. So dis die byte wat ons soek. Op ons Stateford Quattro. Lekker. 2 flouties aan, so hulle tel die flouties op. Gaan hom weer daar gooi. Ek het 'n merkie op daai ene. Weet presies waar hy geval het, so kom ons gooi hom weer terug daar. Ons wil weer 'n vis vang daar. Daar's hy. Bietjie 'n kleiner visie. Maar weet jy wat? The proof is in the pudding, soos ek sê, die afstand was vir my reg. Stateford Quattro, hy gee vir my elke keer 'n byt. Op die flouties, hierdie was sommer gewoon 'n geel floutie onder. So ek dink dit gaan oor die asie en oor die afstand en die reekies. Byt is 'n byt en hy het ordentlik gebyt. Ja. Wat ons hier gedoen het, ons het daai karamelbroodjie gevat, hom swart gemaak van die fluoresien, duivelsdrek bygesit. Hy ruik fantasties, hy is een van skalk se gevaarlike hase. Ek weet, as die omstandighede so deurmekaar is, hou skalk baie daarvan om hom te gooi. En ek sien skalk kry die visie, so ek hengel agter hom aan. My plannetjie het nou nog nie begin betaal nie. Net so asie.
Hoek is mooi oop, vis kan inkom, suig hom in die hoek steek hom. Maar wat ek nou gaan doen is, die wind waai sterk van voor af, almal hengel so tussen 60 en 80. Ek sien groter visse agter. Ek gaan een van daai 12 voet DC ouwels vat en ek gaan hom hard daar binne gooi en kyk of ek nie een van daai groter visse kan vang. Hulle is daar, ek sien hulle spring daar. En dis die ding, let op in die klas. Kyk wat voor jou aangaan, die vis gaan vir jou baie keer wys waar hulle is. Gooi 'n ding daar tussen hulle, dalk net wil hulle eet. Wie nie waag nie gaan nie wen nie. So, ek gaan nou een van my stokkies uittrek, my DC vat en hom daar binne gooi. Dit is een wat ek genomineer het. 8 minutes. Ek het soveel vertroue op hierdie stadium in Stadefit en Quattro dat ek dink daai vis het amper nou half geen kans of keuse nie. Hy moet maar net byt. Wonderlik om dit te sien. Ek is nou eintlik hartseer oor daai ander stok. Ek gaan hom maar weer gooi. Weer op die dalk miskien bietjie verder gooi. Ek vat hierdie stokkie en ek trek hom lekker hard. Onthou wat ek gesê het net nou. Ek trek hom in die hakkie in. Hy het 'n hakkie, maar dit is nie 'n sagte gooi in die hakkie in. So ek skat ek hengel so op miskien 90 in hierdie wind. En dis waar hulle byt. Julle sien wat 'n sterk skouers ek het. En julle sal onthou elke keer as ek op die kamera skep ek is nou moeg geskep. Maar ek oefen ten minste. Ek doen ten minste iets. Ek kry nie buite nie. Maar ek gaan nou kom staan en kyk wat Skalla doen. En dis 'n mooi koppie. Hey, Dali. 3-0. Dis 'n plannetjie daai. Jo. Kyk, en dis wat ons vandag doen. Ons kom werk 'n plan uit. Volgende naweek hengel ons Club Championships hierso. Dis 'n groot storie in Suid-Afrika. Al die klubs van die land kom bymekaar wat hulle onder afsonderlike ligas gehengel het en gewen het. So ons hengel teen die bestes in die land en Skalk is verseker besig om vir ons 'n plannetjie hierso uit te werk. Ek sien hy hengel met 'n 1 in hierdie wind. My gewig is dalk te swaar. Dis kom ek dalk nie die buite kry nie. Ek het 'n 1.5 gegooi om bietjie verder te kom. En Skalk, nog 'n visie. Dis 'n bytjie en ek hoop 'n plan vir ons. Dis 'n plan. Selfde plan, selfde floaties, gaan probeer om op dieselfde afstand te gooi. As ek kom daar gooi, weet ek sommer hy gaan byt. Regte afstand, regte aas. All guns blazing. Tweede in, ek het daarom al 'n byt. Skalk het 3, Arno het 3. Ek sukkel regtig met my plannetjie wat ek mee gekom het. Maar dis hoekom jy saam met ander manne kom om te oefen. Ons kom met 3 verskillende planne dam toe. Iemand se plan moet werk. Pas aan. Hengel saam met daai ouens op daai plan. Hierdie voel vir my so half moddervisrag. En julle weet, as ek begin, hou dit nie op nie. Ek is soos die sharks, ek hou net nie op nie. Moddervissies is 'n wenvis. As jy moddervis aan die gang kan kry en jy kry hulle om te byt en sinvol te byt, kan die moddies baie vinnig draai. Jy gooi hom 5 minute, is hy in. Dan moet jy jou kol reg hê, jou afstand reg hê. Maar ek gaan true wees wat ek gesê het. Ek gaan nou daai 12 voet DC gooi. Dis ek sien die groter visse aan die ander kant soos ek julle gesê het. Ek gaan my ou beproefde, ek gaan Sina vol gooi, Jana en FX Leak. Gaan hierdie Marie in die net sit en ek wil net vir die rekord sê, julle sien ek skep my eie visse.
Oval DC. Julle op die vorige program gesien, gooi ons hierdie stokke. En hier is nou die regte omstandighede. Daar het ons hulle net gegooi. Die wind waai hard. Ek wil verder hengel. Wind waai in ons gesig in. Nou gaan ons kyk of hierdie stok sy kant kan bring. Weer ons Quattro Statterford. Daai afstandjie hierdie, dit lyk of hierdie kombinasietjie dodelik is. Ek kyk, toe ek opkyk, toe sien ek die polismandjies weg. Lê in die water en soos ek aangestap kom na die stok toe, so begin hy toe nou reguit gaan. So wat 'n lekker byt, tipiese Valdam byt. Lekker sag neersit. Tip en dan gaan hy met hom. So nie haastig wees nie, moenie kap as die ding net sak nie. Gee hom geleentheid. Jy weet, soos ons altyd sê, dit moet 'n ordentlike positiewe negatiewe byt wees, of soos daai enetjie nou het hom neergesit en toe net weer gegaan. So ja, ek dink ons het 'n effense plannetjie hier. Arno het 'n plannetjie daai kant. Hy het vir ons 'n deegie gemaak of homself 'n deegie gemaak. En hy het 'n klompie vis nou al gevang. Hierdie kant het ons nou al 'n klompie vis gevang, so ons het nou al 2 plannetjies vir volgende week en Saterdag. Nog 'n baby, maar dis 'n vis en hy weeg. En dis wat tel. Baby of nie, hy's baie punte werd. Dis 'n niks en iets is hierdie baie. Mooi skalk. Gisteraan 'n bietjie white chocolate gevat daar by die huis, om ingedruk en kyk vleer by gegooi, white chocolate deegietjie gemaak en dit werk vir ons vandag. En sy. So shoot Robin Hood. Vir ons daar op die bol, wat sit jy daar op die bol? Allrounder en buddels. Sit ons op die bol. Alright, so Dis al wat ek al 2 stokke. Wat Arno daar doen is hy het daai white chocolate deegie gemaak op die Super Good range. En buddels en allrounder en hy het al 2 sy stokkies so en hy linker stok het ook nou vinnig gebyt. Ja, hy het nou 10 minute gelê. So daar het julle 'n plan. Sy. Daar's 'n definitief 'n patroontjie nou op daai Statterford Quattro kombinasietjie van my. Hy lê wel, hy het nou wel 24 minute gelê, maar dis alright. Vir daai bietjie wag en 'n visie is dit die moeite werd. Ook 'n ordentlike bietjie neergesit en toe met hom gegaan. So is nou tipies nou maar hierdie grootte vis. Hierdie kapies van so 500 na 'n kilo toe. Dit is nie baie aggressief. Maar die vat net die groter vis gaan hom natuurlik bietjie harder trek, maar ons kry byt. En ons is besig om ietsie tussen my en Arno uit te werk. Ons bytjies bly daarom konstant. My ander stok wat ek met iets anders te gegooi het, wat ek nou die backings op het, lê doodstil. So ek het besluit ek gaan daai backings afval en net gewone deegies hengel. Op hierdie stokkie hengel ek nog steeds die flouties. Maar ek gaan hom aanhou gooi met die flouties tot hy ophou byt. Right, ons het 'n Pro Series leader op, 20 pond leader, lekker sagte leader wat vir my baie interessant is en ek dink daar's logika rondom dit. As jy sien daai brein leader in hierdie donker water baie goed. So dis natuurlik een van die dinge wat ou kan gebruik in sulke steenwater as ek dit so kan stel. Nou lyk dit vir my dat ek my ander lyntjie daar is hy los. Jy kan daai vis so mooi dop hou terwyl hy rondswem. Dat dit eintlik die ideaal is daarvoor. Dit is nou weer een van daai beter Kaaps van Valdam. So ek sê ek begin nou daai mega breakfastie net hier voel hier onder die tweede maagspiertjie. Maar ek drink natuurlik 'n cremacino, enetjie met 'n roompie, jy weet. Daar's 'n mikro. Daar's hy. Dankie so Arno, ek waardeer.
Dis die moeite werd om hulle te vang. Mooi gaan. En so aan. Ai. Jy kan nie glo daai hoekie so klein en jy kan so baie plek kry. Baie dankie Boeta. Ons moet in gaan sit of wil jy eers Ek moes nou gou vir Louie kom instaan. Want julle sal my nie glo nie, maar so tussen die visvangery bestuur ons nou nog die besigheid. En so julle kan sien, Loukie daar agter in die bakkie is op die foon. Toe gaan sy langstok uit 'n rukkie gelê, maar is 'n mooier vis. Dis daai regte valdam Kaaps waar daai katrol so stadig begin loop. So plannetjie, daar's dalk 'n bietjie vis agter wat groter is. Ons is nou besig om regtig te kyk wat werk en wat werk nie, so ons elimineer alles. So kom ons al hierdie vis vir Lou uit, dis vir hom. Dan hoef ek nie die foon te antwoord nie, so ek spook eerder die vis. Dis harder werk as om met die foon te werk. Hoe moeilik sien jy daai deurskyn in hulle? Ja, jy sit al om te sien. So mooi. Wel is 'n kop. Ja, môre. Ons kan nie baie dan kan ons optel. Lekker langer. Gewoon stoeltjie. Sy vis gaan sit. Ek dink die belangrikste ding van vandag is om te sorg dat met die wind wat draai, wat hy kom nou van links af en nie meer van voor af nie, is om op die regte en dieselfde afstand te bly. So ek sit nou 1,5 op, omdat die wind ons nou regtig plant baie bak in die lyn het. Onthou, dis ook belangrik dat die gewig help om die vis te vang, want baie keer as jy te lig hengel, dan skuif hy net die voerbal en jy kry nie die vis gevang nie, waar die swaarder gewig maak laat die lyn reguit lê, so met ander woorde jy's baie meer in kontak met die vis. So sit 'n swaarder gewiggie aan. Julle sien dis so maklik. Sit hom op die Superlink en daar het jy 1,5 op waar ek net met 'n 1 gehengel het. Lou, wat dink jy? Dink jy die deeg maak so groot verskil? Wel, tussen 8 buite en my 2, Arno se white chocolate deeg ruik verskriklik goed. So ek sê, ons gaan dit 'n go gee. Arno het nou nie meer deeg nie. So ek kan nou sy deeg gaan vat en kyk of ons ook 'n byt kan kry. Hy doen baie goed met die deeg. Wat hy gedoen het, hy die Supergood white chocolate gevat en water gesit, 'n deeg daarvan gemaak en ek is impressed, Kalk. Hy kry die buite. Hy kry die buite. En wat vir my interessant is, Lou, nou moet ek by sê,
80% van sy vis is moddies. Dis moddies. So, jy weet, dalk is daai moddie is dit sy tipe reuk wat hy soek. Ek gooi dieselfde afstand, ek gooi min of meer dieselfde reuk, ek kry net nie daai buite nie. So mens weet nooit, dis daai klein dingetjie wat die verskil maak en wat ons nodig het om die final te wen. So ek het daai stukkie gevat. Ek het die stukkie gevat, so Arno het geen stukkie nie. sterkte vir Arno vir die res van die dag. Ek sê dieselfde deeggies as Arno nou aan, gaan min of meer dieselfde geure gooi. Ek dink hy's op die oomblik hengel hy met allrounder en biddels as ek reg is. So ek gaan dit gooi. Arno doen baie goed, hy het 8 vis, ek het 2 vis. Dan moet hy 'n plan maak. Visse byt, jy doen niks verkeerd. Dis maak 'n plan. Kyk wat die ouens rondom jou doen. Hou net aan dink. As jy sien iemand doen iets en dit werk vir hom, volgende keer werk jou plan weer uitstekend vir jouself. Maar vandag werk my plan nie vir my nie. Ek gaan aanpas en kyk dat ek net soveel vis kan vang. Kan ek nou maar my deeg terugkry asseblief? Dankie man. Verkeerde deeg. Ek het nou vir Arno my deeg gegee. Dis 'n toets, ons gaan nou kyk of hy nog steeds die moddies kry. Dan weet ons die area aan die afstand wat hy hengel is reg. Gaan nie soveel oor die aas nie. Maar ek het nou sy white chocolate deeg. So kom ons kyk. Hy weet nie hy het aan 'n deeg. Alright, ons tegniese gedeelte is ons sit nou hierdie linemate gou op linemate op Arno se stok. Net om te kyk wat sy diepte het te byt. Want ek dink dit gaan hier oor die afstand. Haha. Skalk se stokkie byt. En hy skuld my 'n vis. Jy al 'n paar van. Ons vang vissies. Die stokkies geniet ek baie, hierdie short range van Sensation. Ons gooi hulle hard. En ek het ander byt, hierso Arno. Kyk hier, hoor dan. Hoor, hoe moet ek 'n trol loop? Ha. Dink nou hierdie vis is loukie voor. Oho. Verskriklike katrol loop. Die hoek het die vis gesteek. Vis draai hom, swem weg. Dis nie noodwendig die grootste vis in die dam nie. Moenie in daai vis inslaan en jou hoeklyne afslaan nie. Tel die stok op, die vis is in, sit net gewig op hom. Jy het klaar alles reg gedoen om die byt te kry. Moenie oorhaastig wees en die vis afslaan nie. Ek het dit al baie in my lewe gedoen, met tyd. As jy katrol loop, hou net vas, kry net gewig op die vis. Laat hy weer gaan, laat hy hoeke insink. Hoeke is klaar in. Wat ons skaakse visie wat dan was, 'n marrietjie. Ek geniet regtig hierdie short range stokkies. Ek vat hom, gooi hom tot op so 80. En het ek 'n mooi vis aan. Die aaswerk wat ek nou gaan doen is, ek gaan julle weer verduidelik van die voer, want 'n hoekasie is so klein, 'n voerbol is so groot. En jou voerbol moet reg wees want die vis gaan na die voerbol toe. As daar een ding is wat die vis se aandag trek, is die voerbol. Jo. Lekker val om visse. Ek moet nou voorwees na hierdie vis, want ek moes nog intussen werk ook. So ek het nou ek dink 3 en ek het about 4 visse se werk gedoen, so ek het nou 7. So dis ek weet nie of my wiskunde by mekaar kom nie, maar iemand moet die werk doen en die vis vang en op 'n oomblik doen ek al twee. So ek dink ek is voor. Van hy FX Leak super goed op, baie fluorescent in, baie soet, trek die visse aandag vandag. Ek het nou Arno se wit deegies hier op, so kom ons kyk.
Ek het nou net 'n groot karp op my as gevang. Arno se deeg is op proef. Jy voel dit reg? Ek sal met gat Arno op stap. Arno se deegie wat ons hierso in het, daai white chocolate, en hy het regtig gebyt. Gegooi 15 minute gelede het gebyt. Ons gaan nou kyk of dit 'n moddervis of 'n karpie is. Arno het nou net weer 'n mooi moddervis gevang, so ons begin so stadig maar seker 'n plannetjie uit te werk. Die visies byt so sporadies, maar dit is nie fireworks nie. Jy moet regtig konsentreer en ek dink hulle raak gooi. Tussen die ouens wat hier is jy nou al 'n klomp visies gevang en dit is nog vroeg in die dag. Ek en Skalk het nou gepraat. Ons gaan 'n plannetjie uitwerk en stick to our guns. Ons gaan dit doen vir die dag en hulle gaan eet. Daar kap Skalk ook nog enetjie. Visies byt en ons begin 'n plannetjie vandat ek my afstand aangepas het, my gewig aangepas het, dieselfde afstand as Skalk hulle begin probeer gooi het, dieselfde konsentrate as hulle. Al byt 'n vis. Ek weet nie wat die verskil is tussen, ek wil amper sê tussen my en Arno. Arno hengel 20 meter van my af. Maar ek vang definitief karps en 'n bietjie beter karps. En ek wonder of dit nie daai bietjie meer substance op die hoek is nie in terme van 'n backing en 'n floutie. Dit is definitief, jy weet, karpies wat so 2,5 kilo's is. En dit kan op 'n van die dag kan die gewig die skaal swaai. En ek dink nou hierdie is my 8ste vis. Ek dink Arno staan al hier by 10 of 11. Maar definitief is die gewig dalk 'n faktor hierso. Oh yeah. Waar's Arno nou? They will actually forgot. Right, mooierige karp. Dit help alles vir die punte, soos ek sê het, so daai tipiese 2,5 kg. Maar dit maak 'n bietjie op. Sê, selfs dit laas vis as Skalk, van die mooier visse, dis die visse wat ou in die kompetisie wil vang. Hulle is baie punte, ons het nou so afstandjie gekry wat hulle byt. Ek het so 'n plekjie, 'n rigting wat ek gooi, en as ek hom daar gooi, dis die tweede mooi kaap wat ek nou binne 'n halfuur vang. So, die visies byt. Right, op hierdie kant soek ek nou iets wat 'n bietjie beter werk, so ek het hier op Wieks en Oksblad met daai twee deegies van Arno, so kom ons kyk. Ons dalk so 'n bietjie met 'n verandering op daai kant vang ek my visies konstant op die Starrivit Quattro. So ek moet vir myself iets anders te kry, kan nie so op een trant aangaan nie. So kom ons probeer daai ene. Supercast, Superfeed, die beste wapen in varswater hengel wat ons het. Dis die voer het net die vermoë om vis te vang. Skalk, een eienskap van die voer wat jou buitengewoon beïndruk. Weet jy Lou, ek dink die formule soos hy nou gemaak is die feit dat hy baie goed bind. Maar daar's ook genoeg komponente in om hom te blus. So met ander woorde, as jy hom nou sag hou, genoeg water in hom het en hy op die bodem kom, as jy binne 10 minute 'n vis vang, is jou voer af. Daai komponente bly onder op die bodem. En dis belangrik want jou vis bly agter en hulle wil voer daarso.
Jy weet, en hy is ook swaar genoeg om genoeg afstand te kry. Jy weet, so ek dink dit op hierdie stadium beïndruk my bind en hy blus. Voer wat bind, voer wat blus, voer wat jy op 'n afstand kan hengel, voer wat jy met die short range stokkies kan hengel. Die een komponent wat my beïndruk is hierdie voer vang vis. Maak nie saak waar ons in Suid-Afrika gaan nie, ons het onlangs Tjenien gaan hengel, goeie resultaat gehad, Skalk was by die Vaalrivier, ons is by die Vaaldam. Oral waar ons gaan in hierdie land vang die voer vis. Maak die voer aan, die instruksies is agter op die pak. Volg die instruksies noukeurig. Die tydperk waar die voer moet staan, bring sy karaktereienskappe uit, laat hom bind. Daai popcorn is nog steeds in die voer. As daai voer daar binne gaan val en hy begin op te los, is daar deeltjies wat opkom in die waterkolom. Dit bring die vis in. Die vis vreet die voer. En superkaasvoer, ek en Skalk konsentreer baie hard om hierdie voer van dag in en dag uit presies dieselfde te hou en dis belangrik. Ons verantwoordelikheid teenoor julle daar by die huis is as jy hierdie pak voer oopmaak, dat jy 'n fantastiese hengeldag het en vir ons foto's stuur. Skalk. Ja, weet jy wat Lou, ek kan nie meer as om te sê, weet, kyk nou onlangs na die program. Jy weet van hier gaan ons alweer. Hoe daai groot Kaaps afgaan en daai voerbol, ek wil amper sê 'n annihilate. Ek bedoel dit is, jy weet, dit beteken net hulle wil hom eet. Ek bedoel daar's alles reg in daai voer. En weet jy wat, ons dra hierdie voer met trots, ek en jy. Ons maak hom soos ons hom wil hê sodat die mense hom kan geniet. Voor DC wat ek gegooi het. Die stok gooi fantasties. Maar die vis is nie regtig daar nie. Dis nou die tweede vis wat ons op die lang stok vang. Hier byt my korstok weer. Hy het nou 3 keer gebyt waar hierdie stok 1 keer 'n byt gekry het. So dis die wiskunde maak dit sin as jy 2 korsstokke hengel op 'n afstand en jy kan daai visies geïnteresseerd hou, gaan jy baie vinniger vang. Dis nou lekker om die lang stok te gooi, ons moet kyk of daar vis daar agter is. Maar die korsstokke gaan my maklik wen, maklik. Hallo. Hoi maat. Kom mooi kar. En net daai voer wat ons van gepraat het, lekker groot voerbolle agterin gegooi. Deegies. Al onbekende perre by. 'n Klein bietjie Kersfees bygesit en FX sliek in die supergoed en 'n byt gekry. Maar ek sê weer, korsstokke is baie vinniger. Wieks Okblad. Dat ek sê dat ek bietjie iets anders te gaan probeer om te kyk of kan nou nie iets kry wat hom net saam met die Stadtefort en Quattro gaan nie. So hy het daarom nou gebyt en hy het so 20 minute gelê. So dis alright. Dis al 'n buiterigheidjie. Net die hele tyd probeer, maar ek dink die afstand is die belangrike deel. Ek dink die aas kan nou so 'n bietjie, jy weet, vorentoe agtertoe, maar ja, afstandjie maar dieselfde bly en nou die line mate weer uitgehaal. Omdat ek so 'n bietjie stiller geraak het. Net om te kyk, jy weet, gooi ou nie te naby of te ver of oor die vis of wat nie. So ek gaan hom nou meet om te kyk. Die ander stokkie lê nou seker baie naby 50 minute en dis heeltemal te lank. So ek gaan hom meet en kyk of ek nie dalk daar iets kan uitfigure nie. Die rede hoekom ek nou weer die line mate op het is die wind is nou effens stiller. So dit kan wees dat die vis as gevolg van die wind wat stiller is dalk bietjie verder geskuif het. Toe die wind in ons gesig ingewaai het hulle redelik alright gebyt daar waar ons gehengel het. Nou is hulle by my 'n bietjie stiller, so ek gaan na die afstand kyk en miskien daai 5 meter of 6 meter of 10 meter verder hengel. Jy weet om te kyk of gooi jy dalk die kol van die vis raak, jy weet die weidingsarea. So daar's altyd 'n rede hoekom hulle ophou byt of stiller byt, so ons is besig om te soek. Soos julle nou kan sien, hierdie is op 96, so dit kan wees dat ek dalk so bietjie oor die vis hengel en dis die rede hoekom 'n ou die hele tyd op 'n kol moet hengel met 'n merkie of 'n inhakkie of wat ook al. So dat ou nie dit doen nie. As die wind begin stiller waai, dan gooi hy ou bietjie verder.
En dis dalk nie wat jy wil hê nie. Jy wil dalk daai kolletjie bly gooi. So kom ons kyk of dit my fout was. Wat ek wel nou gedoen het hierso is ek het nou oorgegaan na 0 toe. Maar daar sien ons nou, ek is op 96, ek was vanoggend op 82, 14 meter. Nou 14 meter kan 'n hengse verskil maak in terme van die oewer, jy weet, en daar waar jou voer in die goed lê. So ek het nou 'n baie ligter sinker. Ek praat van, as ek op die gewig kyk, seker omtrent 14 gram ligter, om te kyk dat ons weer op daai merk van omtrent 82 na 85 kan hengel. Kyk of ons nie die visies bietjie vinniger vang nie. Alright, wat ek daar gedoen het, ek het nou byt gekry daar, nou het ek hom ingehaak. Want hierdie speel definitief 'n rol. So, daar's 'n ingehaak, kan nie verder hengel nie. Visie byt daar. En andersons. Dit is baie belangrik om te konsentreer wat jy doen. Wind begin verander, lugdruk begin verander, jy gooi verder of nader, jy kom dit nie agter nie. Veral as jy nie 'n merk het of 'n merkie nie, of 'n inhakkie nie. Ek het nou hierdie dingetjie ingehaak en wat ek ook gedoen het, is ek het ligter gewigte toe gaan, baie fyn deegie opgesit. Jy weet so, ek het nou alles gedownsize. En hier het ek nou baie vinnige byt gekry. Ek het daai byt seker binne 'n kwessie van 5 minute gekry. Oh, yes! Pa! DC! Hy 12 voet, wat ek bietjie verder gooi. Ek skat ek gooi hom seker op so 110 daar rond, want ek hengel met 'n 1. Hy lê baie langer, dit sê ek. Maar die byt is net lekkerder as daai vis optel, daai polisman begin weg te trek. Daar's maar net iets magic van oeverhengel, langlyn hengel in Suid-Afrika. As jy die byt kry en daai polisman tel op en die katrol begin loop, jy weet nooit, veral in Valdam, wat se vis tel jou aas op nie. Dis 'n verskeidenheid van geelvis, bawer, karp, moddervis, graskarp. Daar's soveel mooi visse in hierdie dam. Wat ek doen is, ek sit so 'n groot voerbol aan daai 1, die wind het gaan lê, julle kan sien. Die wind het gaan lê, die wind het vir ons vanoggend regtig hard gewaai. Wat ek doen is, ek sit perreby op, Has-been en FX Slick. En ek het 'n byt. Dis 'n opsie vir ons vir volgende week. So sien die visies raak dalk stiller hierso. Weet ons wat om agter te gooi om die groter visse te vang en op watter afstand. Net kyk wat se burger ons gaan. 'n chicken burger of 'n beef burger. Klink nou mooi vis. O ja. Olifant. Daai vis weet nie as jy nie net. Ja. Daar's 'n ronde enetjie hoor. Oh yeah. You want them apples. Mooi loue. Kombineer met 'n paar dips. Super feed. Ek gooi dit mildelik. Weet jy wat? Ek gooi daai bil toe en nou wys hoe ek dit doen. Stok wat bietjie verder is. Mooi valdamkaap, 'n regte valdamkaap. Die brein se lip in, hè. Goed. Hierdie enetjie is daai enetjie wat ek net te veel gesê het wat ons ingehaak het. Om te kyk dat ons daai lyn weer reg kry want my vis het regtig nada. Sorry, julle trek die visie my nou iewers skielik vorentoe. Om te kyk of ons nie daai lyn kan uitsorteer nie want my vis het weggeraak. En toe haak ek die bytjie kry, toe haak ek in daar en ek gooi hom weer daar terug, is nou my tweede vis in 'n halfuur. So bitter belangrik dat ons op daai kolletjie bly, maar konsentreer, laat ons elke keer op dieselfde plekkie gooi.
Baie belangrik op hierdie stadium is dat 'n ou nie moet weggaan van dit wat belangrik is en dis jou area waar jy die vis kry. Ook belangrik dat wanneer jy ingehaak is en dis hoekom ek nie mal is daaroor om in te haak nie met die bietjie groter vis wat in die omgewing is, dat wanneer hy bietjie vorentoe wil gaan en hy trek jou, dan is jy in die hak in. Dan kan jy nie, jy weet, jy sal of moet vorentoe hardloop of hy gaan jou verras en hom breek. En dis hoekom ek lief is om merkies te maak, want jy kan maar altyd weer terugkom na die merkie toe. Maar ek het nou, omdat ek nou in daai spur of the moment was om ingehaak. Maar as jy die lyn merk en inhaak, as hy uit die hak uit gaan, dan kan jy net weer terugkom haak toe. Dis ook 'n ding, presies dit wat Loukie sê. Jy weet, dan kan jy weer terugkom na jou merkie toe as jy jou hakie verloor het. En ek dink dis wat ons gaan doen volgende week. Ons gaan 'n afstand uitwerk, om merk en om inhaak, heeltyd daai hakke gooi, soos voel die vis is groter, haak hom uit, ons kan terugkom. 100%. Nog 'n visie mooi maak. Nou ja, soos julle kan sien, ek is absoluut terug in my ek wil amper sê my comfort zone. Ligter sinkers, die noot, die wind waai so dat ek hom kan hengel. Gooi, ek sit hom baie sag neer, fyn deegies, baie min konsentraat op die bol. En dis totaal 'n ander storie hier voor my. Ek het regtig seker nou vir 'n uur, meer as 'n uur min gevang en nou in die laaste 3/4 uur 3 vis. So dit maak 'n hengse verskil. Ou moet net nie ophou dink nie. En as die wind stiller word, dink net, jy weet jou vis is nie meer so aggressief nie. Kom terug na die ligter sinkers toe. En doen iets waarmee jy gemaklik is in jou montering. En ek wil net weer sê, kyk, hier is een van my liefling goed, Jana, almal weet dit. Maar ek wil julle wys die applikasie op hierdie botteltjie. Kyk hoe min kan ek opsit as ek wil. Jy kan nie eers sien dat ek daar opgesit het nie. Wat ek doen is, dis die kolletjie wat ek opsit. Julle sien daar's letterlik, ja, ek wil amper sê 2 4 koppies daarop. Iets waarvoor ek baie lief is. Verder by. Net so bietjie daar. En natuurlik net effens om dit net so 'n bietjie 'n smaak te gee. Dis my storie. Julle sien hoe fyn hengel ek op die deegies. Dis net asof dit 'n hengse verskil maak. Ja. Paar geskenkie idees vir die beginner hengelaar. Kaap Spirit 6000 katrol, Kaap Zone stok. Hy kan dien as 'n barberstok ook, 'n baie goeie Kersgeskenk. Die Sensation kas. Binne in die kas kan jy al jou konsentrate sit. Hy het plek vir die stroppe, al die goedjies. Hy kan die mielies vat, hy kan die boldips vat. Baie sterk, goeie kas, baie goeie Kersgeskenk. En dan die Sensation Essentials, dis 'n tang, dis 'n skêr en 'n skaal. En wat ek altyd vir die mense sê is, voordat jy begin vis vang, koop jy vir jou 'n skaal, want dis die waarheidsmeter. As ek 'n 6 kg vis gevang het, is dit 'n 6 kg vis. So hierdie is 'n handige Kersgeskenk, veral vir pa. Hy het altyd 'n skêr nodig om sy lyn te sny, 'n tang om die hoekies uit die vis se bek uit te haal en 'n skaal om sy vis te meet. Saam met alles, op julle skerm gaan daar 10 konsentrate verskyn, die name wat ons vir julle aanbeveel, 'n goeie Kersgeskenk, veelsidig. Die hele valstelsel, die Bloemhof-stelsel, Valdam, van die konsentrate het ons vandag gebruik. Die ideale Kersgeskenk. Die wind het nou weer opgesteek. Ons het 'n regtig klomp visies gevang. Wind het nou weer opgesteek. En al stok wat buite is die DC, daai 12 voet. Ek gooi hom so ver as wat ek moontlik kan. En hier's 'n vis. Al die ander stokkies lê nou verlang stil. Vis het na die dieper water toe geskuif. Ek dink hulle is bietjie geïrriteerd met die sterk wind. Daar's skala by. Die probleem is met hierdie buite nou, jy moet nou so mooi dop hou, want dit lyk genuine soos die wind, maar jy kan sommer sien hy polisman begin so hard word. Weet nie hoe om dit anders te stel nie. Dan ja, dan is hy aan.
Jy het ons visie in daai wind nog steeds met die knot. Om nou weer hierdie knot terug te gooi, dink ek is regtig suicide, so ek sal nou weer oorgaan na die 1.5 toe om daai stok weer op die lyn te kan gooi. Die wind waai nou vir ons uit mekaar uit, ek vir julle sê, dis nou regte valdamwind wat nou waai. Die visies byt nog, ek het nou 'n byt gekry op die 12 voet DC, Skalk het 'n byt gekry voor, Arno het nou net nog 'n mooi vis gevang, so die visies byt nog, ou moet net aanhou soek, weet jy wat, ou kan alles kies, maar jy kan nie die weer kies nie, omstandighede is van so hard dat die vis byt. Ons weet ons het 'n plan. Daar's 'n dag van die droog. Ja. Kan nie jou lak glo nie. Dit is actually lekker stopping daar. Nou, dis 'n sinvolle vis. Dis 'n mooi valdamvis. Wys vir ons Skalk, daar's altyd 'n plan, altyd. Maak nie saak by watse oor jy kom nie, daar's altyd vis wat gaan eet. En as jy die dinge reg doen en die goed reg bestuur en aanhou, gaan jy resultaat kry. Wat het jy anders te gedoen nou met die vis? Net afstand. 12 voet stok, ordentlik gegooi. Jy weet, ek dink Lou seker so 115, 120. Ja. Hy het 'n rukkie gelê, maar toe hy daar wegtrek, toe weet ons al twee hier's 'n vis. Ja. Ja, mense, daai is ons storie vir Valdam. Soos julle kan sien, die wind het nou opgekom. Hulle het 'n klomp waarskuwings uitgegee vir vandag. Wind, haal, al daai tipe goed. Ek sê altyd, weet jy wat, elke dag is 'n hengeldag, maar nie elke dag is 'n visvangdag nie. Vandag is 'n hengeldag en 'n visvangdag. En 'n visvangdag. Maar ons het 'n plan. Ons het stadig begin, maar ons het 'n plan. Ek sien baie uit na volgende week Saterdag. Ek voel my hart baie meer gerus oor harties. Dis waar ons hengel. So visse soos die te kom probeer vang en die ouetjies langs ons uit te oorlê. So Kom ons probeer ons of julle terugvoering gee. Baie dankie vir julle. Dis ons storie. Tot volgende keer. Okay.